Kom ons buig ons hoofde. Die Hemelse Vader, ons loof U vir die voorreg wat ons het om so by mekaar te kom, Heer, in U teenwoordigheid. Watter ongelooflike voorreg, watter ongelooflike gawe van U kant af, dat U vir ons ruimte maak en plek maak en tyd maak. Dat U vir elkeen van ons plek gee voor U heilige groote troon. Skepper van die hemel en aarde. Almagtige God, ons dank U. Dat U vir ons as U kinders aangeneem het en vir ons as U kinders die geleentheid gee om naby U te kom sit. Naby U te wees. En Here vir die ongelooflike voorreg wat ons het om met U te kan praat. Dankie vir die Heilige Gees wat in ons woon. Ons verstaan dit nie, ons weet nie hoe werk dit nie, Here, maar ons dankie dat dit werklik is. En dat ons daarom die vrymoedigheid kan hê om met U te praat. Ons kom buig in aanbidding, Heer. Ons kom buig voor U en bid dat U verheerlik mag word deur ons poging en ons manier om U te verheerlik. Ons buig voor U in gebed, Heer. Ons buig voor U in aanbidding. Ons dank U vir U liefde. In Jesus se naam. Amen. Wie van julle het huiswerk gedoen van gister af? 1, 2. Julle twee moet weet, julle kinders luister nou of julle gewerk en dan gaan hulle ook nie doen nie. Ek het nie vir julle huiswerk gegee nie, sorry, ek moes dit gedoen het. Ek het eintlik vir een van die dominees gesê, ek sal nie sê wat die een nie, julle moet eintlik 'n stuk 'n aantekeningboek en 'n pen saambring sodat julle kan skryf. Sal julle dit môre aan doen? Dan kan julle vanaand al julle huiswerk gaan doen en dan die boekie saambring waar die huiswerk in is. Waaroor het ons gister gepraat? Oor eienskappe van God, die groote en almagtige God. En ek het mooi geluister na die paar wat geantwoord het. Dit was nie baie nie. Maar as ongelooflike eienskappe, julle moet regtig 'n lys gaan maak en as jy volgende keer in gebed buig voor Here, dink net aan 'n paar van dit. Dink as jy bid. Ons is so gewoond aan bid dat ek dink baie keer gaan ons gebed, maar net dan dink ek het mos nou gebid en is klaar. Hoe sê ons dankie vir ons kos, né? Partykeer weet jy nie as jy het gebid nie, maar jy het of jy het so gesê. Dink hoe groot is God. Selfs die gedagtes wat ek gekry het oor die grootheid van God het baie gegaan oor dit wat God vir my is. Partykeer moet ons net in aanbidding buig en vir God erkenning gee of in verwondering voor hom staan oor sy onbegryplike grootheid en sy almag en die wonder daarvan dat hy vir ons geleentheid gee om by hom te kan kom. En dat hy op 'n wonderlike manier, hoe dit werk weet ek nie, maar sy Heilige Gees in elkeen van ons gegee het. Dink net daaraan as jy vir iemand kwaad is, 'n ander Christen. Watter strydigheid moet daar in die goddelike wese kom, omdat twee stukkies nie kan klaarkom nie. En ons kyk baie maklik na ander ouens en sê hulle is so, maar o land, as dit na ons gekyk word. Nou het ek gepreek voor ek gelees het. Ek wil vanaand net een versie lees. Ek weet nie of hulle ergens die Bybelgedeeltes beskikbaar gestel het vir julle, gesê dis wat ons gaan lees nie. Nee. Oepsie. Dis my fout. Julle moet Efesiërs 1 en Efesiërs 2 gaan lees onder andere. Die ander is moet julle self gaan soek, dis die Onse Vader. En dan moet julle gaan kyk, ergens praat iemand van as jy bid en nie ontvang nie. Hoekom ontvang jy nie? Omdat jy verkeerd bid. Staan regtig in die Bybel, maar ek gaan nie sê waar dit staan nie. Kom ons lees een vers saam, maar jy moet baie mooi luister hierna, want dit is baie belangrik vir my. Efesiërs 1 vers 3. Lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus Christus,
Dit is hy wat ons in Christus geseën het met elke geestelike seëning in die hemel. Dink so vir 'n oomblik, wat sê die Here vir ons in sy woord? Wat sê hy? Hy het ons geseën met elke seëning wat daar in die hemel is. Glo julle dit? Staan in die Bybel, maar of is dit glo? Of is dit regtig deel maak van ons lewe? Nee. Hoeveel keer bid jy, Here, seën my asseblief? Het jy daar gebid? Volgende keer gaan lees jy hierdie vers voor jy dit bid. Is dit reg? Ek hoop ek krap julle gebede om, sodat ons gaan sit en dink wat ek doen as ek met die almagtige God praat. Ons hoef ons verdien niks daarmee nie. Die Here roep ons daartoe. Hy het ons as sy kinders gemaak. Gebed, wat is hy vers wat ons gister gelees het? Geloof, hoop en liefde. Geloof is om God te ken. Ons is nog daarmee besig. Ons sal nog later kom by die ander dinge. Maar om God te ken, hierdie word deel van die volgende deel, dat ons sê ons moet sy beloftes ken. En dit wat hy vir ons gee, moet ons aan dink. In ons gebed kom ons regtig in afhanklikheid voor God staan. In gebed is die meeste van die tyd om te ontvang. Partykeer moet ons maar ophou praat en sê, Here, ek kom. Ek ontvang dit wat U vir my gee. Maar dit het weer ander komplikasies. Wat het God aan jou gegee? 2 vrae, dis jou huiswerk. Dit moes jy vir vandag gedoen het, maar nou is dit nie gedoen nie. Wat het God aan jou gegee en wat het God aan jou beloof? Nee, dis om God te ken en dan om hom te vertrou moet ek weet ekskuus. Moet ek weet wat het hy vir my gegee en watter goed het hy my beloof? Sê gou vir my 'n paar goed wat die Here vir jou gee. Julle mag praat, né? Nee? Die dominee is nie hier nie, so hy sal nie hoor. Hy is hier. Kom ons hoor, hy het ons vir my, julle moet van my praat, nie van my nie. Ja. Hy het vir my ongelooflike gawes gegee. Wie van julle weet watter gawes julle ontvang? Weet julle regtig? Ons het vroeër jare 'n kursus in die kerk gehad, nê, ontdek jou gawes. Partykeer is dit goed om 'n slag te kyk na die gawes. As jy nou moet so sit, jy hoef niks te praat nie, tel net so op jou hand, hoeveel gawes het jy? Net in jou hart, jouself, voor die Here, hy is hier. Tel die gawes wat hy vir jou gegee het. Ek gaan vir jou niks sê nie. As jy 10 het, dan kan jy vir my net wys. Ek het 10. Kom Johan. Wie van julle kan 10 op uitdink? Net vir jouself, moenie vir jou vrou vra nie. Sy kan vir jou klomp gawes noem wat jy nie het nie. Nee, maar ons moet gaan sit en kyk na die gawes wat God jou gegee het. En nie net dit wat in jouself is nie, maar ook in jou vrou of jou man en jou kinders, dit wat die Here vir jou gee, jou huis en jou geld en jou talente, en jou kerk, jou gemeenskap. Selfs af en toe is dit 'n gawe om 'n bepaalde dominee te hê. En men net weet hy's 'n gawe. Tel jou gawes. Dink aan hulle. Want die Here het dit vir jou gegee, hoekom? Julle moet baie mooi kyk. Ek het
dit gister ook al gesê, ons gebed en ons aanbidding van God draai baie keer oor dit wat God vir my beteken. Dit wat God vir my doen. Dis eintlik andersom, né? Ons het gawes gekry, hoekom? Jy het gawes gekry, hoekom? Om sy koninkryk uit te bou, om God te dien, om te doen wat hy wil hê. En as hy vir jou 'n bepaalde vrou gegee het, wat sê hy vir jou as man? Ek moet haar oppas en ek moet haar lief hê en ek moet haar bederf en ek moet, ja, ek sal ophou. Maar hy sê dieselfde vir jou, vir die vrouens ook, né? Jy het hierdie man. Ek het julle bymekaar gebring. Julle moet na mekaar kyk en tyd maak en dis nie so maklik nie. Ek het vandag weer besef. Maar dan moet ek die Here loof en prys en aanbid en dien deur te doen wat God wil hê ons moet doen. Ons is sy, ons sê altyd kinders. Nou kinders is baie 'n maklike woord. Eintlik is ons, Paulus sê hy en Silas is slawe, bediendes van God. Dis waarvoor die Here ons geroep het, om deel te wees van ons, in ons te bly en te sê, right, kom doen my werk. Dis waarvoor ek jou geroep het. Dis waarvoor ek jou 'n spesifieke plek gegee het, daar waar jy nou is, wat jy doen, dit kan verander, en dit verander baie. Die Here het my ook gestop in my lewe. Ek was besig om 'n baie slim ingenieur te word, en toe stop die Here vir my sê, jy moet 'n dominee word. Ek wou nie eintlik nie. Maar hy het my gestop. Ek weet nou nog nie hoe nie, want daar was nooit 'n stem wat ek gehoor het. Ek het net geweet. Ek het regtig op stadium ingenieurswese geswat, en terwyl ek besig was daarmee, het ek besef ek moet iets anders doen. Die Here het my al voor dit geroep, maar toe het ek nie geluister nie. Ek het gedink ek sal verbykom. Ek kan aangaan met wat ek wil doen. Toe stop hy my, en ek onthou nou nog dat ek eendag in die klas vir 'n goeie vriend van my gesê het, as ek môre aand saam met julle toegepaste wiskunde kom skryf, dan moet jy weet, gaan ek ingenieur word. As ek nie daar is nie, gaan ek nie ingenieur word. En ek was toe nie daar nie. Maar toe moet ek teruggaan en vir my pa gaan sê, ek gaan opskop, ek het 'n beurs gehad, ek was 'n ryk ou. Daai dit is 'n student, 'n beurs gehad, het jou jaarsaloosies, alles betaal. Toe ek niks nie, toe sê ek vir my pa, hy het 7 kinders gehad, hy kan my nie laat leer nie, maar ek gaan nou my beurs laat los, ek moet dit terugbetaal. En vir 7 jaar gaan swat. Die Here het gesê, dis hoe dit moet werk. En dit het so gewerk, ongelooflik, ek weet nou nog nie mooi hoe nie, maar die Here vra partykeer vir ons dat jy moet stop en luister en doen wat hy sê. En dis nie altyd maklik. So as jy vir jou vrou en 'n man gegee het, hou vas. Die Here het gesê, dis die een wat moet werk. So gaan sit vanaand en skryf net neer dit wat God jou gegee het. Jy het nou klaar geskryf en weet hoe groot God is, maar skryf neer dit wat die Here vir jou gee, fisies, maar ook geestelik in jou hele lewe. Daar kan so baie wees, moenie ophou skryf nie. So maak vir jou lys en onthou om dit af en toe te gaan lees voor jy gaan bid. Hierdie goed het die Here vir my gegee. Ek sal saam met hom daaroor praat. As ek kom om te aanbid, dan sal ek onthou wat die Here vir my gegee het. En dan ook wat hy vir my beloof het. Wie van julle kan aan 'n belofte dink wat die Here vir ons gee? Sê gou, julle het nou weer lank genoeg stil gesit. 'n Belofte, watter beloftes gee die Here vir ons in sy woord? Is daar beloftes? Wat? Hy sal altyd by ons wees. Ek sluit weer daarby aan. Onthou jy wat ek gister gesê het? Hoe moet jy bid? Sê Here, wees met my, dan moet jy stop. Wat gaan jy sê? Dankie Here dat U by my is, dat U nou hier is, dat ek nie verder hoef te praat daaroor nie. Wat nog? Wat beloof hy nog vir ons? Nee, ek kan nie hoor nie. Soek eers die koning, dis die opdrag wat hy vir ons gee, né? Ja.
Maar ek soek nog 'n paar beloftes. Jou dae se verleng word. Ek het hier 'n lys, miskien moet ek dit eendag vir julle stuur. 365 beloftes, 'n belofte vir elke dag van die jaar. Wat jy kan lees, maar ek sal dit net vir jou gee as jy dit beloof om dit te leer, dat as ek weer hier kom eendag, dat jy 365 beloftes. Anders gaan ek dit hou. Mens dink nie daar so baie in die Bybel nie. Ek het dit nie self uitgesoek nie. 'n Vriend van my wat op 'n ander plek predikant is, hy het dit vir sy, ek weet nie waarvoor nie, maar hy het dit gedoen en toe kry ek dit in die hande. Toe is ek baie bly daaroor, net om te besef hoeveel beloftes is daar, en dis ons geloof, om die Here te vertrou vir dit wat hy sê. En as ek gaan bid, dan moet ek net dink. Dis al wat ek wil hê jy moet doen as jy gaan bid. Dis al wat jy wil leer oor gebed. Dink voor jy bid. Dink as jy bid. Dink met wie jy besig is. Dink aan hierdie beloftes, want ek is 'n gelowige en die Here gee vir my, hy gee vir my 'n klomp goed, gawes en talente en gesondheid en alles, maar dan gee hy ook vir my 'n klomp beloftes waaraan ek moet vashou en dit nie elke keer vra nie. Jy moet begin, ek dink ons moet begin, ek dink het gister ook al gesê, in ons gebed te sê, Here, ek sal. Ons bid ons vreeslik baie, Here, help my. Is dit nie? Help hy jou. Hy het gesê, ek help jou. So hoekom vra jy dit? Om jy niks anders het om te sê nie? Dink wat jy doen as jy met God praat. Met wie praat jy? Met die een wat alles weet. Wat vir jou so 'n klomp beloftes gegee het. Sê, Here Jesus, ek wil vanaand net oor een belofte praat, of twee, en ek sal dit vat. Ek sal dit onthou. En as ek môreoggend opstaan, dan sê ek, Here, ek sal nie hierdie sonde en daai sonde vandag doen nie. Is jy reg daarvoor? Begin vir die Here te sê, ek sal nie. Ek sal. Sê liewer ek sal. Ek sal die regte dinge doen. Dan gaan jy vanaand 'n bietjie anders jou sonde bely as nou, want nou sê jy, Here, ek het nou vandag 'n klompie sonde gedoen en as ek klaar praat, daaroor praat ons oormôre. Kyk na die beloftes en dit wat die Here vir jou gee. En dan gaan dink jy, vra 'n bietjie vir jouself af, wat beteken hierdie beloftes en geskenke wat God vir my gee prakties in my lewe? En praat met die Here daaroor. As hy sê, ek gee my vrede vir jou, wie van julle het heeltemal vrede in julle lewe? Nie een nie, ek sien almal. Ons het nie vrede nie. Hoekom nie? Die Here sê dan vir ons, ek gee vir jou al die seëninge wat daar in die hemel is, my vrede gee ek vir jou. Wat moet ons doen? Ja, en vat wat die Here vir ons gee en sê, Here, ek sien nie die lig vorentoe nie, maar U beloof, U stap saam met my. Ek sal aan U gehoorsaam wees. Ek sal geduldig wees, ek sal hard werk. U het vir my gawes en talente gegee. Ek moet vat dit wat die Here vir my gee. Bedink dit. Dis mooi om godsdienstige woorde te praat, maar dink as jy praat met die Here, wat beteken dit in my daaglikse lewe as ek sê die Here gee vir my vrede? Of die Here gee vir my krag? Bedink mooi dit wat dit beteken in vandag, in my lewe, in terme van vandag se taal. Wat beteken God se beloftes vir jou? En die geskenke wat hy jou gee. Hoe werklik is dit vir jou in hierdie lewe? Of is dit net waaroor ons praat as ons Bybel oopmaak en dit dan bedank? As ons in gebed voor die Here kom staan, dan hoef ons nie baie te praat nie. Maar ons moet luister wat hy vir ons sê. Dink aan dit wat hy vir ons gee en dan praat ek. Partykeer dink ek, moet ons net stil bly en die Here toelaat om met ons te praat as ons in gebed voor hom kom buig en hom vir sy grootheid prys en sy almag prys
maar dan te sê, Here, ek kyk na die beloftes. Ek het dit gelees. Ek onthou dit. Ek dink daaraan. Julle kan maar kyk, baie van ons liedere en baie van ons gesels oor God gaan oor my. Hoe dit selfs ons verlossing, my veiligheid, my krag, my sterkte, dit kom alles van, ek sê mooi, dit kom alles van die Here af. Maar ek wil hê hy moet vir my sorg. Moet dit omdraai. Ek moet hom aanbid en dien en versorg. Ek moet dit vir God buig voor hom en weet, hy gee vir my alles wat ek nodig het. Maar ontvang dit en vat dit vir jou en verwerk dit en gaan dan daarmee voort. Ek wil nie so lank preek nie. Gebed, het ek hier vir myself en vir julle geskryf, gebed is om God op sy woord te neem. Te weet dat hy regtig ernstig is, as hy vir ons hierdie dinge beloof en sê. Ons het al baie keer, ek dink nou maar weer aan vrede, dan bid ons vir vrede en dan kry ons nie die vrede. Maar baie keer vat ons nie wat die Here vir ons gee nie. Baie keer vat ons nie wat die Here vir ons gee nie. Ek wil nou vir julle vra om so 'n oomblik stil te word in julle eie gemoed. Ek dink ons kan maar ons oë toemaak, dan sit ons net so voor en ons dink aan die Here en ons gaan op 'n klein hemelvaart en dink aan God en ontvang sy vrede. Ontvang sy vrede. Die almagtige skepper van die hemel en aarde gee vir my en vir jou sy vrede. Bedink nou nog so 'n paar sekondes en praat met God. Praat net oor sy beloftes en oor die geskenke wat hy daarmee saam vir jou gee en gegee het. Sy beloftes en sy geskenke wat hy vir jou gegee het. Ons dank U, Hemelse Vader, dat U ons oorvloedig ryk maak. Dat U vir ons baie meer gee as wat ons ooit kan begryp of bedink. Ek bid dat U verheerlik mag word in ons oorgawe, in ons toewyding, in ons lof aan U. Ons wil U groot maak en U verheerlik met dit wat U aan ons gee en dit wat U aan ons opdra. Ons wil doen wat U vra. Ons buig voor U in aanbidding, Heer, en ons bid dat U werklik deur ons gesindheid verheerlik sal word. Amen. Vir huiswerk is dit wat julle nou in elk geval gaan doen, en dan die volgende opdrag wat julle nou vir môre baie goed moet doen, is om ons nou vanaand kyk so 'n bietjie na die geskenke en die beloftes. Wat gaan ons môre doen? Ons gaan kyk na God se opdragte. So vanmôre maak jy asseblief vir my 'n lys, so in jou boekie by die huis, van al God se opdragte aan jou. Wie van julle kan aan een dink? Gaan maak vissers van mense. Alright. Markus, hierdie mense gaan nou vanaand vissers van mense wees. Hy gaan soveel mense in die gemeente inbring, dat jy nog 'n saal moet bou. Is dit reg?
Alright. Nee, maar gaan kyk vanmôre, dan praat ons môre oor oor God se opdragte. Ons het gekyk na sy geskenke, dit wat hy vir ons gee. Môre kyk ons na dit wat hy vir ons sê om te doen. Goed, ek is klaar, gaan julle nog sing? Kom ons sluit saam af net weer met gebed. Dankie Here Jesus dat ons aan U kan behoort, dat ons regtig U kinders kan wees en dat ons kan bly wees daaroor. Heer, ons weet dat ons baie of die meeste van die tyd nie doen wat U van ons vra nie. Ons lewe en ons praat mooi woorde, maar ons kom buig vanaand opnuut weer voor U en lê ons lewens voor U en dank U Heer dat U ons hou vas, dat U op 'n wonderlike manier deur die Heilige Gees in ons is en dat ons in gebed op 'n klein hemelvaart kan gaan en by U kan kom staan. Ons aanbid U, ons Here en ons God, in Jesus Christus ons Verlosser. Amen. Baie dankie. Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede